Baie welkom by ons Hemelvaart boodskap. Dis my voorreg om dit vanaand saam met u kan wees en ek hoop dat u in hierdie geleentheid die Here se teenwoordigheid sal beleef. Jesus wat vanaand teenwoordig is by ons, maar wat nie soos enige ander skaapwagter is nie. Hy is ons goeie herder, hy ken sy skape en sy skape ken hom. Mag u dit werklik beleef in hierdie boodskap. Vandag vier ons Hemelvaart, 'n dag wat ons vier hoe Jesus opgevaar het hemel toe. Hoe hy klaargemaak het met sy fisiese aardse bediening en dit ook verander het en ook eintlik vir ons gegee het, om deel te wees daarvan, om aan te gaan met dit wat hy mee begin het. En ek wil dit met u vanaand deel, die gedeelte wat hy dan ook vir ons wat ons lees waarin hierdie verhaal staan. Handelinge 1 van vers 6 af staan daar die volgende. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans met wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Net tot daar, ook in die gedeelte. Hemelvaart wat 'n mooi gedeelte is, wat ons in hierdie sien. Jesus kom en hy sê, as die disippels hierdie vrae het, maar wanneer gaan die oorwinning kom? Wanneer gaan dit gebeur wat beloof is? Wat voorspel is? Dan kom Jesus en hy sê, maar dis nie vir jou om te weet nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan op die einde van die dag oor God wat in beheer is, God wat daar is, God wat heers, wat deel is van ons lewe. En dan vat hy dit verder, ons gaan nou terugkom na God wat beheers, maar dan vat hy dit verder hierso, en hy sê, dit wat julle moet doen, dit wat julle moet weet, dit wat belangrik is nou, is dat julle moet uitgaan en my getuies wees. Jesus kom maak hier duidelik dat die mense wat uitgestuur word, bemagtig sal word. Julle sal krag ontvang, waardeur deur die Heilige Gees wat oor julle kom, deur hierdie voorspraak wat ek vir julle stuur, deur hierdie persoon wat saam met julle gaan leef. Hy sal julle bemagtig, ek sal julle krag gee om te gaan en te gaan doen. Om te gaan uitleef dit wat ek van julle vra. En hy sê dan ook waar dit gaan nie net op een plek wees nie, maar dit gaan uitkring in Jerusalem, sowel as in Judea en in Samaria, die plekke waar ek nie noodwendig ontvanklik is nie, daar sal julle dit uitleef, dit uitstuur. Tot aan die uithoeke van die wêreld, niemand wat dit sal vryspring nie. En juist dan sien hulle hoe Jesus weggeneem word. Hoe hy gaan na 'n plek wat nie vir hulle bekend is nie, wat nie vir ons bekend is nie. 'n plek wat soveel groter is, want God se mag en sy grootheid is daar. Maar ook die sekerheid, en dis die mooi in hierdie gedeelte, en dis die kern van, of die krag wat daar ook is in Hemelvaart. As die disippels kyk hoe Jesus weggeneem word, dan kom die engele na hulle toe en hulle sê, maar waarom staar julle so na hom? En as hulle sê, maar ons Jesus word weggeneem, ons kyk wat gebeur, dan sê hulle vir hulle, maar hy sal net so weer na julle toe terugkom. Hemelvaart is nie die afsnypunt van dit wat gebeur nie. Dis die deurgang waarin ons wag totdat Jesus weer kom. Die mooi van hy wat nie heeltemal wegraak nie, maar die verandering wat net daar is. Die sekerheid wat daarin ook vir ons lê vandag, in die feit dat Jesus weer kom, dat hy saam met ons gaan wees, dat hy ons nie los nie, dat ons ook vir hom wag tot hy daar is. Psalm 93 sluit hierby aan, as hy praat van God se grootheid, God se heerskappy, daai toekoms wat hy vir ons gee. Psalm 93 staan daar, en ek lees dit vir u. Die opskrif is van altyd af daar. Die Here is koning,
Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie, en vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun. Maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae. Psalm 93 wat gaan en bekend staan as 'n koningspsalm, 'n psalm waar die Here se grootheid, sy koningskap aangekondig word. Word daar uitgejubel en uitgejuig word om gesê, maar God is ons koning, hy heers. Jesus wat in die Nuwe Testament dieselfde voorgestel word as die een wat as die verlosser, as die opgestaande Here, as die een wat koning oor ons lewe wil wees, wat wil heers. Hierdie is 'n psalm wat bekend was in die Joodse tradisie, wat wys op die skepping, oor hoe God ons die skepping gemaak het as sy verteenwoordiger, maar hoe God ook sy werk daarin voltooi het. Hoe die grootheid daarvan deur dit wat hy geskep het duidelik gemaak word. En dit gaan daaroor dat daar 'n besef moet wees dat God koning is. 'n koningskap wat altyd daar is, 'n koningskap wat onwankelbaar is, 'n koningskap waarop ons kan vertrou. Vertrou vir die voorsienigheid daarvan. Vertrou dat hy sal sorg tot in die fynste besonderhede. Psalm 93 wil ons oortuig van God se koningskap, sodat ons hom kan vertrou, op sy mag kan vertrou en saam met hom hierdie pad loop. En ons sien dan ook in hierdie gedeelte dat hy kom duidelik maak dat God ook koning oor die wêreld is. Die psalm begin met 'n belydenis dat die Here regeer. Dat sy regering majestiek is. Dat dit omgord is met mag. Dat dit 'n plek is waarin 'n mens dit sien. Die wyse hoe God geskep het, hoe alles vas staan, hoe die wêreld nie wankel nie, is juist dit wat maak dat ons kan sien dat God koning oor die wêreld is. Dieselfde is waar van God se koningskap. Van ouds af is dit daar. Sy troon staan vas, hy is van ewigheid af daar. Sy regering is onwankelbaar. Daarom is God meer as in staat om enigiets op sy plek, die aarde met sy mense, die nasies te hanteer, te weet dit is daar. Die psalmdigter praat in hierdie gedeelte van die riviere, van die seestrome wat druis, die baie water wat daar is, die golwe. Juis in dit wat God beheer het, wat hy staan bo die magte rondom hom. En hierdie is betekenisvol, want God troon oor die skepping, sowel as oor die mensdom. Hy bring orde in die omgewing rondom ons. Hy bring orde in die samelewing rondom ons. Hy is 'n God wat in beheer is. Ons sien ook in hierdie gedeelte dat hy koning is in ons geloofsgemeenskap, in ons geloofsfamilie. Vers 5 staan daar, u bepalings is baie betroubaar. Vir die huis is heiligheid gepas, Here, tot in lengte van dae. God is die koning van ons geloofsgemeenskap. Nie ek nie, nie die kerkraad nie een of ander hogere persoon nie, maar God is die koning van dit wat ons glo. 'n God wat omring is met majesteit, 'n God wat omgord is met mag, 'n God wat sorg, wat luister, wat gebede hoor. En hierdie is so mooi om te hoor. As hulle praat van 'n God wat omgord is met mag, dan gebruik hulle die beeld van 'n gordel, van 'n beld wat om iemand is, wat nie afgeruk kan word nie. Dis waarskynlik wat met die Hebreëse woord daar bedoel word. En as ons dit sien, as ons dit luister, dan is dit dieselfde wat God vir ons gee. Niemand kan ons wegvat van hom nie. Niemand kan ons wegruk van hom nie. Dit is juist dit wat stabiliteit bring, wat daar is.
En dit het die effek dat ons God kan vertrou, dat ons hom kan gehoorsaam, dat ons saam met hom hierdie pad kan loop. Omdat God in alles kan voorsien, omdat hy groot is. Daarom kan ons sy riglyne vir ons lewe volg, sy bepalings navolg. Want sy riglyne is betroubaar, dit staan vas, dit is altyd daar en dis goed vir ons. Dit bring rus, dit bring stabiliteit in ons gemeenskap, in ons geloofsgemeenskap, as ons luister en doen wat hy vir ons leer. Dit is ook belangrik dat ons hierdie riglyne van God nakom. Want dan is ons ook tuis hier by hom. Dan is ons deel van hierdie liggaam waarvan God ons deel gemaak het, waarvan ons elkeen 'n plek het. God kom tot rus ook by ons, omdat ons deel is van sy liggaam, deel is van sy huis, deel is van dit wat hy vir ons gee. Daarom is die heiligheid iets wat nie net pas by sy huis nie, maar ook in ons lewe by sy mense, want ons is deel van hom. Ons het nie 'n ander opsie as om te doen wat God vir ons in sy woord en deur sy gees leer nie, vir ons lewe wys nie, want ons is deel van wie hy is. Soveel te meer omdat sy bepalings tot in lengte van dae, soos hierdie Psalm sê, nie net van krag sal bly nie, maar betekenis sal hê vir alle gelowiges. Hierdie Psalm kom en hy herinner ons dat dit belangrik is om die Here te vertrou, om sy riglyne na te volg, om in sy teenwoordigheid te leef. Maar dit kom herinner ons ook dat ons veilig is in Christus. In Christus wat aangehou het om vir ons hierdie sekuriteit te gee. Wat in beheer is oor die skepping, wat die see kan stilmaak, die storms kan stilmaak, wat beheer het, wat siektes en bose geeste kan hanteer. Wat Here is oor die dood. Christus wat selfs gekom het en die grootste vyand, die dood kom vernietig het. En ons het deel van daai veiligheid in hom. Deel daarvan om te weet dat niks ons uit sy hand uit gaan gryp nie. Dat hy steeds by ons is, al vier ons die opstanding, al vier ons die opvaarding na die hemel toe. Dat hy steeds deel is van ons. Daarom kan ons elke vorm van bedreiging laat vaar. Want Christus, God is in beheer. Hy is daar. As Jesus in beheer is, dan kyk ons nie meer waar ons hulp vandaan kom nie. Ons weet dat God, te midde van alles wat rondom ons gebeur, te midde van alle onsekerhede, te midde van alles wat ons bedreig, steeds die Here is en altyd sal bly. Dit beteken ook dat dit 'n bepaalde invloed op ons lewe het. Dis die ander ding wat ons hier leer, dat ons 'n geheiligde lewe moet leef. Sy heiligheid vul ons. En wanneer God in beheer is van ons lewe, wanneer hierdie heiligheid deel is van ons lewe, dan dra ons ook 'n sekere effek uit op die mense rondom ons, op die lewe rondom ons. Ons bring stabiliteit in die wêreld in ons gemeenskap in ons gemeente in ons families in. Hoekom? Want God is in beheer, ons kan hom vertrou. Ons sien dinge anders as wat God sien. Daarom kan ons leef met hierdie vaste sekerheid dat die Here ons Here is. Daarom kan ons lewe met die feit dat dit hemel op aarde is, want God is hier. Daarom kan ons anders na die werklikheid rondom ons kyk en nie beangs wees en bedreig voel deur alles wat gebeur nie. Ja, Jesus is ons Here. Hy het opgestaan en hy het opgevaar, hy leef. En daarom kan ons saam met die vroeë kerk, saam met hierdie Christene ook bely, dat hy die Here is. Toe hy in die hemel aan God se regterhand sit, het dit bevestig dat sy werk op aarde vir nou anders lyk, dat hy nou as koning heers. Daarom is hy nou Heer oor die dood, Heer oor die magte, en ook Here oor ons kerk. As ons dalk 'n gemeente is, 'n geloofsgemeenskap is, wat met vrees vir die toekoms leef,
dan kan ons onthou, Jesus is ons Heer. As ons bang is vir die magte rondom ons, want dit voel of hulle besig is om ons in te sluk, om ons te vernietig, kan ons onthou dat Jesus die Here is. Wanneer ons op 'n plek kom wat ons eie kop wil volg, wil doen dit wat ons doen, kan ons ook onthou dat Jesus ons Here is. Hy het die naam bo alle name, hy is in beheer, hy is daar, hy los ons nie alleen nie. En daarom kan elke knie buig, elke tong bely, dat Christus opgevaar het. Dat hy ons Here is en hom ook daarvoor loof en prys. Mag hemelvaart nie net vir u vir somme verbygaan nie, maar mag jy in hierdie oomblikke onthou dat Jesus ons Here is. Dat hy die een is wat saam met ons loop, dat hy vas en betroubaar is. Dat hy nie dinge verander somme net nie, maar dat ons kan weet dat hy saam met ons hierdie pad loop. En dat hy ons nooit alleen laat nie. Mag jy dit beleef vandag, maar so ook in die res van die week. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om so in die teenwoordigheid te wees. Om hierdie dag te vier en te weet, maar is nie 'n dag wat u ons net alleen los nie, maar 'n dag wat u vir ons soveel meer gee. 'n Dag wat ons weer eens besef, maar u is in beheer. Al is die wêreld in chaos, al is ons bang, al weet ons nie altyd wat te kant toe nie, dat u betroubaar is, dat u woorde vas staan, dat u ons nie los nie. En Vader, mag ons dit gaan uitleef, mag ons gaan leef met die wete dat u die Here is, mag ons die mense wees wat verander stabiliteit bring, verander vastigheid gee om vas te staan in u woord, om vas te staan in die wêreld, om betroubaar en heilige lewens aan te hou leef. Vader, wees u so met ons gemeenskap, waar daar soveel dinge is wat ons bang maak, wat ons bedreig, wat ons onseker is van. Gee dat ons in hierdie tyd sal opstaan as die kinders, dat ons sal opstaan en sal leef soos wat u van ons vra, sal opstaan en 'n verskil sal wees daar waar ons kom. Hoekom? Nie omdat ons dit net kan doen nie, maar omdat ons weet u is ons Here en u leef. Wees u so by elke gesin, elke persoon daar waar ons is. Mag u genade oor ons wees. Amen. Mag u in hierdie tyd en die res van die aand dan ook God se groot geweldige mag beleef. Mag u besef dat hy die dood opgewek het, dat Jesus aan die regterhand van ons lewende God sit. En mag daai selfde kragtige werking wat Christus opgelaat staan het, ook in u vandag en die res van die week leef. Mag u werklik die Here se teenwoordigheid leef. Baie dankie dat u ingeskakel het en mag vanaand vir u 'n besondere aand wees.